Goeiemôre en baie welkom by hierdie week se oordeenkings. Dit is so lekker om vanoggend weer saam met jou te kan kuier, saam met jou tyd te spandeer in God se woord en ek hoop dit gaan so goed met jou. Ons gaan hierdie week gesels rondom die tema die Here van my lewe. En die enigste teks wat ons hierdie week gaan gebruik en uit gaan praat is Romeine 5 vers 1. Lees saam met my. As mense wat deur God vrygespreek is omdat ons glo, het ons nou vrede met God op grond van wat Jesus Christus ons Here gedoen het. Nou een van die grootste leuns waarmee ons as gelowiges baie keer leef, is dat God nog heeltyd kwaad is vir ons. Baie van ons glo in Jesus, maar hier diep binne in ons leef ons nog asof ons onsself eers moet bewys dat ons goed genoeg is vir God. Ons bid dalk, ons dien, ons probeer reg lewe, maar daar is steeds daardie gevoel van ek weet nie of God regtig tevrede is met my nie. As jy eerlik is, miskien het jy al so gevoel, miskien voel jy nog steeds so. Maar Romeine 5 vers 1 kom Paulus en hy sny reg deur daardie vrees, daardie twyfel, daardie onsekerheid. Maar Paulus sê, omdat ons dan nou op grond van geloof vrygespreek is. Met ander woorde, daar het iets reeds gebeur. As jy in Jesus glo, staan jy nie meer as 'n beskuldigde voor God nie. Jy staan nie meer as iemand wat nog eers moet hoop God aanvaar hom of haar nie. In Christus is ek vrygespreek. Die saak is afgehandel. Die oordeel het op Jesus geval. Die skuld is betaal. En die deur staan waawyd oop vir my en jou. En die gevolg daarvan is massief. Ons leef in vrede met God en ek wil let op hier. Paulus sê nie net, jy kan nou bietjie rustiger voel nie. Hy sê daar is nou vrede met God. Dit beteken die oorlog tussen jou sonde en God se heiligheid, en hierdie is groot wat ons moet besef in hierdie week, is in Christus beëindig. Die vyandskap wat daar was, is weg. Die afstand is oorbrug. Jy hoef nie meer weg te kruip nie. Jy hoef nie meer terug te hou nie. Jy hoef nie meer te wonder of God jou sal wegstoot nie. Hierdie vrede is nie gebou op hoe goed jy vandag voel nie. Dit is nie gebou op hoe goed jy vandag gevaar het in jou lewe nie. Dit is nie gebou op geestelike prestasie nie. Nee, dit is gebou deur ons Here Jesus Christus. Die Here van ons lewe. Hy is die rede. Hy is die weg. Hy is die grond van jou vrede. En dit verander alles. Want as Jesus werklik die Here van my lewe is, dan is hy nie net die Here van my toekoms nie. Hy is ook die Here van my status voor God. Ek leef nie meer. Jy leef nie meer vanuit 'n plek van verwerping of vrees of skuldgedrewe godsdienst nie. Nee, ek en jy leef vanuit vrede. Ons leef vanuit aanvaarding. Ons leef vanuit genade. En familie, baie gelowiges probeer nog by God uitkom. Terwyl die evangelie sê, in Christus het God reeds na jou toe gekom. Baie van ons leef nog asof ons deur nog moet oopgaan, terwyl Jesus reeds die deur vir ons oopgemaak het. En dis groot. Dis groot om vandag te besef dat die pad na Jesus toe is oop. Dit beteken nie vandag sonde maak nie meer saak nie. Dit beteken nie heiligmaking is onbelangrik nie. Dit beteken nie dat ons gehoorsaamheid nie die bron van ons vrede is nie. Maar Jesus is. Ons gehoorsaam nie om vrede met God te kry nie. Ons is gehoorsaam omdat ons deur Christus reeds in vrede met God staan. Iets om vandag oor te dink. Vra jouself, leef jy nog asof jy God se aanvaarding moet verdien? Of leef jy al vanuit die vrede wat Jesus reeds vir jou gekoop het? Kom ons bid saam. Here Jesus, waar ons in die begin van hierdie week staan, Here, waar ons hierdie week gaan gesels oor U wat die Here van ons lewe is, bid ek dat ons in hierdie week iets groot sal besef. Die pad is oop. Die deur is waawyd oop vir ons om in te kom en in verhouding met U te staan. En my gebed is, mag U ons in hierdie week daar kom ontmoet. In Jesus naam. Amen. Ek sien so uit na die week saam met jou. Skakel weer môreoggend saam met my in. Lekker dag vir jou.